daarop in Jerusalem, met 'n kruis op sy rug en 'n doringkroon, hoor die menigte skreeu en roep kruisig hom, so betaal hy die sondeloon. Die lam aan die kruis daar op Golgotha, God wat mens word en ly die vernedering, sien die liefde vir ons in sy oë staan, toe hy roep, dit is volbring. Ja, ek dank U vir U genade, o Heer, U het die kruis gedra. U bewys U genade aan my telkens weer, meer as wat ek kan vra. In die ryk van die dood het hy neergedaal, ja, uit liefde vir ons wat ons nie verstaan, maar die steen van die graf is nou weggehaal. Jesus leef, hy het opgestaan. Ja, ek dank U vir U genade, o Heer, U het die kruis gedra. U bewys U genade aan my telkens weer, en dis meer as wat ek kan vra. En nou kom ek tot U met vrymoedigheid, met ontzag en respek, kniel ek voor U neer. U is koning en God tot in ewigheid. U is Jesus die hoogste Heer. Ja, ek dank U vir U genade, U het die kruis gedra. U bewys U genade aan my telkens weer, en is meer as wat ek kan vra. Ja, ek dank U vir U genade, o Heer, U het die kruis gedra. U bewys U genade aan my telkens weer, en dis meer as wat ek kan vra. U genade is vir my genoeg. U genade is vir my genoeg. Maar welkom by hierdie erediens. Dit is die 10de Maart vandag. En dag van ons praat oor die grootheid van God se genade. Ons het al baie oor genade gepraat. Ek dink vandag gaan jy genade weer ken, wat se grense jy nie kan vasstel. Mag daardie genade jou vanoggend aanraak. Ons smeek om U genade, Heer. Ons bly dat U Gees ons sal lei om die volheid van U genade te beleef. Amen. Vriende, daar is vanoggend vir jou genade, daar is vrede, dit kom van God die Vader, en van Here Jesus Christus, kom die krag van die Heilige Gees, wat in jou lewe inspoel. Kom ons in die Here met ons lofprysing en aanbidding.
Want iemand beloftes nakom en verbonde gestaan. Van die verbond van Abraham het die deurentyd getrou gebly aan die beloftes. Daarom soos Paulus sê, dat Jesus die verbond eintlik van Abraham kon vervul. Selfs in die nuwe verbond het hy steeds die getrouheid op Abraham vasgehou. Dis die vertrouheid, die liefde, die genade, wat ons elke dag weer terugbring, elke Sondag. Dis hierdie genade wat ons laat vashou aan U, om ons aanbidding wat hy op die teenwoordigheid en genade. Daarom, Here, is ons vanoggend ook weer. Ons wil die oorvloed van die genade hoor, en het self op een weer opnieuw aangryp. Amen. Romeine 5 vers 12 skryf Paulus, verder nog dit, deur een mens het die sonde in die wêreld gekom en deur die sonde die dood. En so het die dood tot al die mense deurgedruk, omdat almal gesondig het. Die sonde was al in die wêreld nog voordat die wet van Moses gegee is, maar sonde word nie toegereken as daar nie 'n wet is. Nietemin het die dood heerskappy gevoer van Adam af tot by Moses, ook oor mense wat nie gesondig het op dieselfde manier as die waarop Adam betree het nie. Daar is ooreenkoms tussen Adam en hom wat sy kom. Maar met die genadegave is dit anders as met die oortreding. Met die oortreding van een mens het baie gesterf. Maar met die genade van God en die gave wat deur die genade van die een mens, Jesus Christus, gekom het, is veel oorvloediger aan baie geskep. En met die gave van God is het anders as met die sonde van die een mens. Op die oortreding van die een mens het oordeel gevolg en dit het tot veroordeling gelei. Maar op die oortredings, op die baie oortredings het die genadegawes gevolg en dit het tot vryspraak gelei. Met die oortreding van die een mens het die dood begin heerskappy voer deur hierdie een mens. Maar die een Jesus Christus is veel meer bereik. Die wat die oorvloed van genade en die vryspraak as gawe ontvang het, sal lewe en heerskappy voer. Soos een oortreding gelei het tot veroordeling van alle mense, so het een daad van gehoorsaamheid tot dis ook gelei tot vryspraak en lewe vir almal. Soos baie met die gehoorsaamheid van een mens sondaars geword het,
so sal ook baie deur die gehoorsaamheid van die een mens vrygespreek word. Die wet het bygekom om die oortredings nog meer te maak, en hoe meer besonder geword het, hoe oorvloediger het die genade geword. Die doel was dat, soos die sonde deur die dood heerskappy gevoer het, die genade die vryspraak ook heerskappy voer, en tot die ewige lewe kan lei deur Christus Jesus, ons Here. Hy vers 20, hoe meer die sonde geword het, hoe oorvloediger die genade geword. Die Christen, wetenskaplike en filosoof Blaise Pascal het gesê, Christenskap is vrede. Dit vra van 'n persoon om te erken dat hy verlore, sleg is, en om dan 'n begeerte te hê om eerder soos God te wees. Sonder daardie erkennende handeling kan sy trots hom verteer. Hy soek dit sien die heeltyd die inherente goedheid in homself raak. Maar aan die ander kant, sonder die begeerte na God kan ons nederigheid ons heeltemal vernietig. Is dat Blaise Pascal gesê. Is inderdaad so, lieve vriende, dat hoe groter die sonde is, of dalk die besef van sonde is, hoe groter het die genade geword, of dalk die bewuste daarvan. Maar ons kan vasgevang word in 'n selfvernietigende vernedering van ons mens wees. Want ons eintlik nooit goed genoeg. Ons bly sterk. Daarom moet ons 'n balans kry. Hoe meer ons bewus is van ons onvermoë om selfverlossing te bewerk, hoe meer soek ons na verlossing. Maar dit wil dit nie. Dit is asof dit uitbly. Ons het 'n verlosser nodig wat buite onsself is, dat dit vir ons kan bewerk. Iemand wees wat die vermoë en die gesag het om daardie verlossing suksesvol deur te voer. En ons soek daardie persoon aan wie ons kan vasklou, aan wie ons kan bly volhard. En solank ons aanhou met soek, ons erg van die wat met God het gebring word. En die dag wanneer ons onsself wel in daardie soeke vasloop in die genade van God, is ons verstom oor die onbeskryflike grootheid van daardie genade wat vir ons gegee is. God se genade is 'n genade wat in oorvloed beskikbaar is en uitgedeel word. Ek kan maar Johannes Evangelie amper gaan reg deurlees en jy sal dit telkens sien hoe dit genoem word. Genade is oorweldigend. Dit is ver meer as genoeg. Soos wat daai kanne by die troue oorgeloop het. So is genade tot oorlopends toe voldoende vir ons verlossing. Maar eindig nie daarby, dat dit oorvloedig beskikbaar is. God se genade is beskikbaar elkeen. Ja, afhanklikheid daarvan is dit. En dit is nog groter as wat ons weet. Dit is beskikbaar vir elkeen. Dit is egter net hulle wat die nodigheid daarvoor besef. Maar die volheid van genade kan raak sien en dit kan aangryp as 'n onverdienstelike genade. Ons groot probleem in die kerk is die hoeveelheid mense wat, Christene, wat dink hulle kan self by daardie verlossing en genade uitkom. Hulle het verwagtinge in opsigte van hulle self en almal rondom dat die mens goed genoeg vir God is.
Ja, genade is steeds genoeg. Jy moet dit net glo. Maar dis dan wat agterkom. Dat selfs die geloof in daardie genade is 'n genade. Ons het die grootheid van God se genade vir verlossing nodig. En ons kry dit, genade op genade in oorvloed, sê Johannes in Johannes 1. Dit is altyd genoeg. Maak nie saak hoeveel jy daarvan nodig het, dit gaan genoeg wees vir jou. Dus in hierdie konteks van Paulus se woorde, die dit in Romeine 5 verstaan moet word. Mense het begin glo dat genade belangrik is vir hulle, maar dat hulle steeds hierdie genade moet en kan doen verdien, op een of ander manier. Alles is dan ook net deur die verlossing en genade goed genoeg te glo. Mens beskou as iemand wat sy lewe radikaal deur die genade van God aangegryp is en omgekeer is. Hy het die genade erken as sy enigste hoop op verlossing. En hy wil met daai woorde wat ons in die begin van die diens aangehaal het, vir ons ook sê. Op te hoe naby ons, met ons eie vermoë aan genade gekom. Ons moet eerder besef hoe ver ons van God af is. En nodig ons God het om naby te kom. Genade is God wat die eerste skuif maak na ons. Dit is God wat redding bring voordat iemand gevra het vir redding. Ons moet dit net in geloof aangryp. Gaan nie daaroor dat ons nou maar meer sonde kan doen, maar die genade gaan tog nou groter word as ons sonde doen. Paulus wys hierdie siening reg deur sy brief in die Romeine sterk af. Sonde lei tot veroordeling. Dis 'n feit. God se genade is nie om ons te motiveer om nog sondiger te word, sodat sy genade nog meer en meer kan word. Het gaan hier daaroor dat hoe groot die sonde ook al is, waarmee ons voor God staan, sy genade steeds genoeg sal wees om vir daarvoor te staan. God se genade sal altyd meer wees as die las van sonde wat ons aan sy voete kom neers. Maar ons besef dit eers. As ons besef hoeveel genade ons nodig het om gered te word. En dan agterkom dat sy genade steeds genoeg is. Soos ek sê, dis nie 'n vrypas tot verder of nuwe sondes, sodat ek nou maar meer van God se genade kan kry. Paulus sê die feit dat ons vrygemaak is van sonde, moet ons juist motiveer om weg te draai van sonde af. Dat God se genade groot genoeg is om enige en alle sondes uit te wis, moet ons juist in dankbaarheid laat buig vir die grootheid van sy genade. Wat ons self in die diepste duisternis van die sonde kom red. Met alle verwagtinge en met alle verdienste. God se doel met alles, sê Paulus, is dat die lewe en die vryspraak van God vir almal as genadegawe gegee word. En hierdie probleem hier oor die genade van God beskikbaar vir alle mense. Dis nie net bereik van sekere mense. Nou is almal
beloftes vir die lewe. God se genade, sê Paulus op 'n ander plek, is groot genoeg vir man of vrou, Jood of Griek, slaaf of vry. Niks of niemand kan ons skei van die liefde van God wat daar in Christus Jesus is nie, sê hy in Romeine 8. So, maak nie saak waar jy in die lewe is. Maak nie saak wat jy gedoen het. Jy hoef nie bekommerd te wees. Dat jou sonde daar te groot is vir God se genade. Genade sal altyd oorvloedig wees. Altyd meer as genoeg wees vir ons sonde. God se genade is so groot dat hy dit gegee, selfs voordat enige iemand daarvan gevra het. En dit is nie net oorvloedig. Dit is ook vooruit oorvloedig. Ons hoef dit nie te verwerk. Dit word nie volgens verdienste uitgedeel. Geloof is daar by waterskeiding van genade. Maar kloof wat jy moet oorbrug. Gister het ek juist gepraat met die mense in na jaar dat interessant het. En ek sê maar, dis soos 'n sprong wat jy moet maak. Van een kraans na 'n ander kraans met 'n groot kloof tussen. En dis 'n sprong wat jy moet maak in die vertroue en die geloof dat as jy aan die ander kant kom, gaan ek God daar kry. En dan spring jy. Ja, jy neem besluit, ek spring. En dan kom jy aan die kant en God is daar. En as jy terugkyk, dan sê jy, ek het niet gespring. God het my oorgedra. Geloof is self 'n genade. Paulus sê dit in Efesiërs 2 vers 8 tot 10, dat ons redding kom nie uit onsself, dit kom van God. Dis suiwere genade uit die hand van God se liefde gegee. Daarom, in plaas van om te probeer uitwerk, hoeveel ons nog moet bydra tot ons verlossing, of hoeveel genade God nog kan gee vir die sondes wat op ons lê, kan ons eerder dankbaar wees dat genade steeds genoeg is. Dit geld. Al is ons geloof of lewe nie goed genoeg om daar uit te kom. Ons moet na Jesus kyk, nie ten opsigte van wat ons nog kan doen, maar in terme van wat Jesus reeds gedoen. As ons besef hoe oorvloedig sy genade vir ons is, sal ons verstaan hoekom genade soveel groter beleef word. Wanneer jy agterkom dat jy glad nie naby op die eie kan nie. Dan sal ons dalk 'n groter waardering hê. Die grootheid van God se genade wat ons self nodig het. En wat hy ook vir ons moet doen. Weet ons dit so lief. En ons verstaan hoe groot ons sonde ook al is. God se genade sal altyd genoeg wees. Sal altyd voldoende wees. Sal altyd groter wees as die straf vir die sonde wat ons eintlik verdien. So groot is sy genade dat 'n romer wat so aan 'n kruis dit in 'n sterwensoomblik kan ontvang. Met sy laaste stukkie asem het hy daarvoor geroep. En het gekry. Al wat ons oor hierdie genade met sekerheid kan sê,
is dat ons eers die idee kan vader in opsigte van die grense daar. Die oomblik as ons grense stel na God se genade, versaak ons die verredder en redding van die verlore seun. Ons versaak mense soos Maria Magdalena, Zacchaeus, die Samaritaanse vrou en dan ander wat in die diepte van hulle sonde agtergekom het, hoe onbeskryflik groot God se genade is. Dit is eenvoudig onmeetbaar. Dit was selfs genoeg vir hulle. Vanoggend se teks wil dit vir ons bevestig. Raak ontslae van die teorie oor die grense van God se genade. Vee al die lyne uit wat jy met soveel sekerheid getrek het in opsigte van die grense van God se genade. Ken jouself net voor aan die genade van God. Wat voldoende is vir wat ook al jou van hom af weggaan. Ons sit al jou laste aan sy voete, dat hy elkeen van hulle in die kruis vaststaan. Groter en oorvloediger genade kan jy nergens anders kry. Terwyl verlossing buite om God se genade gaan jy ook nie. Maar is een manier om dit op te doen. En dit is die oorvloedige genade van Jesus Christus. Wie nog ander maniere probeer uitdink of uitvoer, maar onnodige laste op homself of ander. Laste wat geen mens self kan dra nie. Weet jy net dat Jesus daar die laste op wegneem. Waarom bly soek? Sê die profeet Jesaja in Jesaja 55. Waarom bly soek dat iets wat jy nie in 'n winkel kan koop of in die kerk kan koop nie? Alles wat jy nodig het om gered te word, is in Jesus se verlossing te vind. En sy genade is en bly altyd genoeg vir jou. Waarom kan jy beleef? Hoe groter die sonde geword het, hoe groter die genade in sy oorvloed gebring. Mag jy in hierdie tyd nie bewus word van die grootte van God se genade. Dis net vir jou om oorvloed beskikbaar. Amen. Kom ons bid saam. Here Jesus, U het God se genade aan ons gebring. U het ons gespoel met die grootheid van God se liefde. U het ons reeds voor die skepping van die wêreld al gekies. En toe U ons vir Uself gemerk die dag dat ons in die familie ingedoop is. En daarna het U die Gees gegee. Ons te begin leer. Die Bybel lees, preke, Sondagskool, Bybelstudie, sakramente. Elke handeling waar ons onsself met U bemoei. Werk die Gees in ons te leer met groot genade, en ons in die vryheid. Die wonderlike is niks, maar niks. Maar tussen ons het die genade kom. Jesus keer dat ons hierdie boodskap nie net vir onsself sal hou, maar dat sal uitneem, saam met ons. Dit sal verkondig dat geen sonde groot genoeg is om genade, U genade, om mense aan weg te neem. Niks wat ons doen kan keer dat die bloed ons skoon was en vir U red. Mag elke dag vanoggend elke las van sonde uit te wag. Hoe ongelooflik te bewaken.
of voel, of lyk. Dit Here, is al die boodskap. Dit is al boodskap wat ons het. En dan buite te wete dan. Mag ons die krag en die wysheid van die Gees ontvang, om dit aan ander mense uit te wys. En mag die Gees hulle dan oortuig van die genade. En het self gesê, dit is die Gees wat lewe gee. Ons bid dat die Gees dit sal doen. In Jesus se naam. Amen. Ons sal op vertaal as die Here. Vriende, ons slotlied is die hoogste lied vir alles met genade van God. Ons sluit af met dit.
as jy hierdie week ingaan, kan jy weet, die Here sal sy genade oorvloedig in jou lewe uitstort. Die Here sal sy lewe in ewigheid in jou hart kom hê. Die Here sal deur sy Gees wat binne in jou is, vir jou vrede gee, vir jou verlossing. Amen. Jesus, my life.